Welkom terug by hierdie week se ANT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Baie welkom by ons, Roland. Goeiemôre Johnny, dankie. Ja, lekker warmer dag om te gesels. So ek dink dit maak sommer dat mense brein ook beter werk. Ja, ek dink by die landboumanne is, ek weet nie of ons bekommerd of opgewonde moet wees oor hierdie amper somer wat al dadelik al aangebreek het nie. Maar ek dink in jou wêreld, die politieke wêreld, is daar 'n geweldige klomp goed wat ons nou oor kan praat en wat ons oor moet praat. Ek wil dalk hierdie week sommer 'n bietjie begin by president Trump, as dit reg is. Ek het gesien in die nuus sy ondersteuning het tot rekordlaagte vlakke geval. Maar Roland, jy het genoem dis iets wat dalk nie sleg is vir sy party se ondersteuning vorentoe nie. Ja, dis nog vroeg daar in 'n sekere sin en ons moet baie versigtig wees hoe ons die inligting en die syfers wat ons nou kry interpreteer. Ek dink daar's twee dimensies wat 'n mens na moet kyk. Die een is die gewildheid van die president en hoe hy beoordeel word as die president en hoe sy eerste amper 2 jaar nou in regering beoordeel word. Nou gewoonlik op hierdie punt as jou ondersteuningsvlakke baie laag is, dan beteken dit 'n president gaan probleme optel in die middeltermynverkiesings en in baie gevalle sien ons as dit so laag is, dan tradisioneel is die verwagting dat die ander party gaan 'n meerderheid kry en dit beteken die president het nie meer beheer oor die Kongres en oor die uitvoerende gesag, die Withuis nie. So dan het jy 'n regering wat verdeeld is. Nou het jy 'n keuse, jy werk met mekaar saam, jy maak kompromie of almal blok mekaar. Die gesindhede wat ons nou in Amerika kry, lyk dit asof die bereidwilligheid om kompromie te maak en saam te werk is baie laag. Nou weer eens, dit hou verband met die aanloop tot die middeltermynverkiesings. So aan die een kant, die president se ondersteuningsvlakke op rekord laagtepunte is hier by die 2,33%. Maar dis die beoordeling van die president. Nou moet 'n mens gaan kyk wat gebeur in tussen vir die verkiesings, die aanloop tot die middeltermynverkiesings. En dit is waar partye nou hulle kandidaate aanwys wat gaan deelneem namens die demokrate, die republikeine of hier en daar iemand anders wat probeer deelneem wanneer dit nou by die middeltermynverkiesing self kom. So hierdie periode wat hulle noem die voorverkiesings, nou stem mense vir almal wat as demokrate wil kandidate wees en almal wat republikeinse kandidate wil wees, en die persoon wat die meerderheid kry in die meeste deelstate of in die meeste kiesdistrikte word dan die kandidaat van party Republikein of party Demokraat. En ek dink daar's twee belangrike aspekte wat op die stadium in gedagte gehou moet word. Die eerste een is dat daar baie die Amerikaanse woord hiervoor is gerrymandering, en dit is dat jy manipuleer die grense van kiesdistrikte om 'n party wat sterk opponente kan bied te probeer verswak, terwyl jy verdeel stemme of jy konsolideer stemme in 'n enkele kiesdistrik, maar dan beteken dit 'n klomp mense stem vir 'n kandidaat, maar al die ander kandidate is eintlik amper ontslaaf van daai kiesers. En ons het baie daarvan gesien. Heelwat van hierdie het in die regstelsel geëindig en selfs in hoër howe opgeëindig. En meeste van dit is deur die howe aanvaar. Gesê, maar dit is wat wetgewers besluit het, dit is wat in die staat, want elke staat het sy eie wetgewende gesag. En so hulle gaan nie sommer daarbey inmeng nie. En die verwagting is dat dit tot 'n groot voordeel vir die Republikeinse party gaan lei. So ons moet gaan sien hoe groot is daardie effek. Belangrik is die demokrate doen dit ook, maar hulle was minder suksesvol, lyk dit vir my, as ons na die oorhoofse prentjie kyk, om te kry wat hulle wil hê as wat die Republikeine was, en daar's tegniese redes daarvoor. Die tweede deel wat ons na moet kyk is wat gebeur binne die partye. Nou, soos op al die ander plekke in die wêreld op die stadium sien ons grootskaalse fragmentering ook in die Amerikaanse politiek. En met fragmentering bedoel ek verdeeldheid wat baie diep loop, maar nie net tussen die Republikeine en die Demokrate nie, maar ook binne die Demokratiese party veral, maar ook tot 'n mate binne die Republikeinse party. En wat ons sien in die Republikeinse party is dat heelwat kandidate wat deur president Trump ondersteun word nie verkies as hulle party se kandidate nie. Maar daar is ook 'n hele klomp wat wel verkies word.
Nou goed, dis nou in die voorverkiesing. Mense kies nou as ek 'n Trump-man of hou Trump van my en hy verklaar dat hy my ondersteun of nie. In sommige gevalle help dit die kandidaat en ander tel dit teen die kandidaat. Maar wanneer die verkiesing kom, is jy 'n Republikein, ongeag of jy 'n Trump-man of vrou is of nie. Jy gaan dan as 'n Republikein staan. So dit is die paadjie wat loop. Die een wat vir my interessant is die Demokrate. En dis 'n gemengde prentjie. Wat ons sien in die Demokratiese Party is tipies van 'n party waar daar probleme is met leierskap, waar daar nie 'n duidelike rigting is van waarheen is die party op pad nie, waar die party onder baie druk is as gevolg van Trump se manier van politiek bedryf en die manier hoe mense wat saam met Trump werk in die Kongres, die wetgewende proses binne die Kongres bestuur. En dit lyk dit of dit baie druk op die Demokrate plaas en dit hulle tot 'n mate verdeel. En hierdie speel uit in die kiesersgemeenskap ook. So wat ons sien is twee breë patrone en ek wil beklemtoon, dis twee breë patrone op die stadium. En dit is dat in baie gevalle word kandidaate verkies waarskynlik in reaksie op wat meer wat nie sentristiese posisies inneem nie, maar meer na links neig. In Amerika word die term gebruik sosialiste. Hier en daar selfs kommuniste. Nou, ons moet baie versigtig hier daarmee omgaan. Die betekenis wat daaraan gegee word in Amerika is totaal anders as hier by ons. En veral in die konteks van hoe president Trump dit gebruik. So dis sterk woorde. Dit word gebruik om mense onder druk te plaas en te marginaliseer, maar dis nie die ideologiese inhoud wat ons normaalweg sommer so aanvaar in die Suid-Afrikaanse konteks nie. Nietemin, wat ons sien gebeur is dat daar al hoe meer verdelings in die party is en die sentristiese kandidaate in baie gevalle wat aanvaar word, hulle gaan letterlik net instap. Die voorverkiesing is eintlik 'n formaliteit. Heelwat van hulle verloor daai tussen verkiesings. 'n Voorbeeld nou 2 dae terug waar 'n baie sterk kandidaat wat alles in plek het, groot klomp geld bymekaar gemaak om die verkiesing te veg oor die $16 miljoen en hy verloor teen 'n kandidaat wat as 'n radikale linkse kandidaat beskou word, wat iets soos $900,000 ingesamel het vir die verkiesing, wat nie 'n groot mediaveld toe geloods het nie. En hierdie is tipies aanduidings van 'n reaksionêre stem. Ons is kwaad, ons is onseker, en nou gaan ons na 'n kandidaat wat baie sterk uitsprake maak, wat die indruk skep van, ek wil nie sê kragdadigheid nie, maar van 'n sterk kandidaat. Maar dit begin na die radikale kant van, en ek beklemtoon, in die Amerikaanse konteks. Nie in ons konteks nie. Want ek wil daai eintlik laat 'n mens meer konteks rondom dit gee. Dink jy hulle kyk meer inwaarts nou om te sê America first, as ons vir die mense wat gaan stem, as ons vir hulle sê hoe ek kan vir julle beskerm teen, laat ons nie oorlog gaan doen nie, daai tipe goed. Dink jy dis waar die ouens meer ondersteuning kry op die oomblik? Dis 'n gemengde prentjie want die America first, ons gaan nie oorlog maak nie, is op die stadium baie gediskrediteer, want Trump het 'n groot oorlog aan die gang gesit en hy kan nie daar uitkom nie. Dis een van die redes hoekom sy ondersteuningsvlakke so laag is. En dis tipies die tipe verdeeldheid wat jy binne die Republikeinse party kry. Daar word nou gepraat van die MAGA en die res van die Republikeinse party byvoorbeeld. In die Demokrate sien jy 'n ander interessante patroon uitkom. En dit is dat baie van hierdie wat as sogenaamde radikale kandidaate beskou word, begin hulle al hoe sterker uitspreek teen Israel. En begin al hoe meer klem plaas op dat Amerika nie Israel so ten nouste moet ondersteun soos wat histories die geval was nie. Alles wat meer na links beweeg op die politieke spektrum, meer sosialisties, maar soos ek sê, ons moet nie dit ideologies interpreteer nie. In die Amerikaanse konteks is dit nie noodwendig die tipe sosialisme wat jy kry nie. Ek dink as dit mense dit meer korrek wil plaas, dis 'n sosiaal-demokratiese perspektief. Met ander woorde meer amper wat jy in Europa sou kry as 'n harde sosialisme wat ons by sommige van ons eie politieke partye in Suid-Afrika sou kry.
Ja, dis 'n hele kan ek sê hierso is dit eintlik baie meer radikaal as jy dit Ja. nou in daai lig wil sien. Roland en dan plaaslik. Ek weet AGOA is verleng nou laasweek, daai tipe goed, so 'n verhouding met Suid-Afrika nie noodwendig in die lig, kan ek sê in die spervuur op die oomblik nie. En hulle wil dit nou laat aangaan die verhouding op die oomblik. As jy nou net na AGOA kyk, maar ons plaaslike verkiesing wat ook nou nogal interessante resultate vir ons oplewer. Kan ek net 'n vinnige opmerking maak oor ons verhoudinge met die VSA, want dit is op die stadium verwarrend en eintlik bietjie kompleks om net in een sin te verduidelik. Dis nie goed of sleg nie. Daar's baie gemengde syne. Op 'n politieke vlak is die aandrang nog steeds die 5 politieke of die 4 politieke eise wat gestel is oor wat gedoen moet word om verhoudinge te normaliseer. Nou, dit is baie moeilike goed om aan te voldoen binne die huidige konteks, maar nietemin die wat dit ondersteun sê dit kan gedoen word, dit kan, maar dit is wat dit is. Op ekonomiese vlak is daar die dreigement van nuwe tariewe en daar is onderhandelinge. Hoe ver ons daarmee vorder, weet ek en dis baie stil. Hier en daar hoor jy iets van die regering wat praat. Ek het 'n vermoede dat baie van die aandag van die aktiwiteite het nou geskuif dalk na die nuwe ambassadeur wat nou in Washington is, Rolf Meyer, en sy span wat daar werk. Mens sal moet sien wat hulle gaan regkry. Maar nou het jy die positiewe elemente. AGOA wat verleng word, wat Suid-Afrika insluit, dis baie belangrik vir Suid-Afrika. En dan is daar ander interessante ontwikkelinge. Daar's vanoggend 'n berig in die Business Day, as ek dit nou kan aannoem, dat die verbod wat geplaas is op allerlei ondersteuning en ontwikkelingsprogramme word nou bietjie anders bestuur. Suid-Afrika het byvoorbeeld groot bedrae geld gekry van die Amerikaanse regering vir navorsing in die mediese veld. En baie van ons mediese navorsing is deur Amerikaanse toekenningsbefonds. En dit het tot stilstand gekom. Daar's bereken dat Suid-Afrika omtrent $450 miljoen verloor het verlede jaar en weer hierdie jaar. Dis die waarde. En 'n klomp navorsingsprogramme is eintlik op die ys geplaas. Klomp mense is afgedank want hulle betaling het afgehang van hierdie toekennings. En daar's nou 'n berig wat sê maar daai geld kan nou weer toegeken word as bepaalde voorwaardes. Sekere goed wat in die verlede deel daarvan was is uitgesluit, maar daar is nou weer die moontlikheid en dis 'n kwessie van kry die papierwerk reg, dan gaan dit weer aangaan. So gemengde syne. Aan die een kant die konteks van ons stop alles, ons gaan julle onder druk plaas. En dan is daar al hoe meer tekens van dat ons eintlik nie terugkeer na die ou verhouding nie, maar al hoe meer tekens van samewerking en geleenthede en hervatting van sekere programme wat in die verlede amper as vanselfsprekend aanvaar is en toe gestop is. So dit lyk of daar tog positiewe elemente is. Ek dink die les vir Suid-Afrika is diversifiseer, veral as dit kom by landbou en markte. Moenie al jou verhoudinge bou op een regering nie, want as daai regering verander, dan is alles daarmee heen. En ek dink dit is die pad om dit of die manier om dit vorentoe te hanteer. Baie meer buigsaam, baie meer diversiteit in jou markte en jou verhoudinge. En dan die onderliggende wat ons nie van kan wegkom nie. Ons regering sal sy buitelandse beleid in orde moet kry. Ons regering sal sy verhoudinge met die VSA anders moet benader as wat hy dit tot nou toe gedoen het. Jy kan nie in jou optrede anti-Amerikaans wees, maar in jou uitsprake sê ons is onverbonde nie. En dit is daai teenstrydigheid wat vir ons baie probleme skep. En maar dis nie noodwendig iets wat die munisipale verkiesings op die einde van die jaar gaan verander nie. Dis meer 'n nasionale verkiesingstipe. Ja, hierdie is 'n nasionale kwessie. Natuurlik beïnvloed dit die omgewing waarin ons optree, maar ek dink nie ons gaan ons nasionale verkiesing veg. Ons gaan nie ons nasionale verkiesing veg hierop nie. Maar vanuit 'n makro-ekonomiese en beleidsperspektief bly dit 'n belangrike kwessie. Goed, maar ek dink jy wil meer terugkom na 'n plaaslike regering toe.
Ja, nee, dis vir my baie interessant en dis vir my eintlik wat ek nou dink soos jy nou praat, dan dink ek myself Trump het nou laas jaar of 2 jaar terug het hy die tariewe ingesit en eintlik die Amerikaanse die dollar bietjie verswak, die rand het alweer bietjie versterk. Ons het geleer diversifiseer, so ons is amper sterker uit hierdie situasie uit. As ek dit nou moet half opsom oor die algemeen, ek weet die motorbedryf al daai goed is onder druk, maar in Amerika is dit nie wendig soveel sterker uit dit uitgekom nie. Is dit die moeite werd gewees om al hierdie verhoudinge te breek? Ek weet nie, tyd sal seker leer. Tyd sal leer, maar ek dink as ons gaan kyk na die ondersteuningsvlakke van president Trump en die kwessies waaroor mense hom verkwalik, dan hou dit verband met die wese van jou vraag. En dit is dit wat hy gedoen het in die belang van Amerika gewees? Is dit in die belang van die mense van Amerika gewees? En as ons kyk na die ontleders en die ontledings wat gedoen word, nou goed, dis nou nie ontledings wat uit die hart van die Republikeinse party kom nie, maar nog steeds. Die inligting wat bekend gemaak word, lewenskoste is nog hoër, brandstofpryse bly hoog, werkloosheid neem toe, saam met lewenskoste is die waarde van jou salaris onder druk. Staatsskuld het geweldig toegeneem. En nou kom jy by die deel van die oorlog in die Midde-Ooste, wat baie ongewild in Amerika is, maar wat nou gevolge het wat onvoorsiene gevolge waarskynlik was. En die rede hiervoor is omdat president Trump het 'n klomp onervare mense om hom bymekaar gebring wat hom advies gee oor hierdie oorlog van die begin af. Hy het baie van die ervare en gevestigde adviseurs het hy uit die regering uitgedryf. Hulle het geloop oor klomp verskillende redes, maar ook onder andere hoe hy die regering benader het. So nou sit jy met 'n oorlog wat ongewild is, wat groot gevolge het vir Amerika en hy kan nie daar uitkom nie. En dit word teen hom gehou deur die mense in Amerika. Ek wil nou, terwyl ons nou by Iran en die straat van Hormuz en al daai tipe is, voor ons nie plaaslike verkiesing goed toe kom, terwyl ons nou op die onderwerp is, wat is die nuutste wat aangaan? Ek sien, ek het in 'n nuusberig gesien, hulle wil nou eerder ekonomiese oorlog tipe begin hou, en dit gaan hom dalk 'n geleentheid gee om te onttrek uit die streek uit fisies, en dalk die ekonomiese druk dan eerder toe te pas. Goed, dit is nou 2 weke lank wat dit kom, wat president Trump gesê het, daar's geen onderhandelinge nie, hy stel nie belang in verdere onderhandelinge nie. Hy het gister gesê, as daar 'n geleentheid is en daar's 'n rede vir onderhandelinge, dan sal hulle dit doen, maar op die stadium is hy nie baie geplan nie, en hy fokus op ekonomiese druk. Nou, ekonomiese druk het op die stadium verskillende komponente. Daar's omvangryke sanksies teen Iran, en daar's aanduidings dat die Amerikaners kyk na nog groter sanksies. Nou wat dit behels is onduidelik, maar daar is mense wat praat van sekondêre sanksies. Met ander woorde, ons kan nie nog sanksies teen Iran instel nie, maar ons kan sanksies instel teen mense wat met Iran handel dryf. Nou dan is die vraag China en Rusland, Pakistan. Nou kom jy by iemand wat amper 'n bondgenootskap met president Trump ontwikkel het, wat baie sterk is as jy na Pakistan kyk. Die Verenigde Arabiese Emirate wat verantwoordelik is vir 30 tot 40% van Iran se invoere. Hulle is letterlik afhanklik van finansiële en ander invoere. Nou die Verenigde Arabiese Emirate het gister aangekondig, hulle skort alle ekonomiese betrekkinge en aktiwiteite met Iran op, want Iran het 2 missiele afgevuur in hulle rigting. Nou Iran ontken dit, hulle sê dit was nie hulle nie. Baie interessant, as dit nie hulle was nie, wie was dit, want dit kom uit Iran uit. So net 'n opmerking, beteken dit daar's meer verdeeldheid in Iran, daar's nie beheer nie, dat sekere elemente in die veiligheidsmagte probeer die oorlog aanvuur, probeer onstabiliteit aanvuur sonder die instemming van politieke leiers, of is dit maar 'n taktiese spel, ons weet nie. So dis die tipe omgewing en die druk wat op Iran toegepas word. Baie belangrik vir president Trump is hy hou vol met sy blokkade van die straat van Hormuz. Ander skepe kan in en uitgaan, maar niks Iranese handel en skepe nie. Nou dit plaas Iran onder geweldige druk. Hy kan nie olie uitvoer nie, hy kan nie invoer nie, en dit skep geweldige ekonomiese druk en ontbering binne Iran. Is dit genoeg om die regime te destabiliseer?
is onwaarskynlik op die stadium, want dit is die manier hoe hulle al vir dekades hulle ekonomie en hulle politiek bedryf. Maar op die langtermyn kan dit nog 'n effek hê. Dit doen geweldig skade aan Iran. En wat ons nou sien van Iran is om al hoe meer uitdagend op te tree. Daar was hierdie week verskeie aanvalle op skepe in die straat van Hormuz. Daar was die 2 missiele wat skynbaar afgevuur is in die rigting van die Verenigde Arabiese Emirate. 'n Mens gaan moet sien wat die effek hiervan gaan wees. Die vraag is natuurlik, hoe lank kan die VSA hierdie blokkade in stand hou, want dit kos 'n klomp geld, en wat gaan hulle daaruit kry op die ou einde. Die interessante is net, daar's al hoe meer inligting wat uitkom dat daar tog 'n groot mate van sukses is met die behulp wat die VSA se vloot gee om skepe deur die straat van Hormuz te begelei en te laat uitkom. Nou dit beteken nie daar's 'n vrye vloei soos wat baie keer gesê word nie. Iran sê die straat is toe, die VSA sê die straat is oop. Iran sê die straat is oop vir die skepe wat hy beheer. Maar wat ons wel begin sien is al hoe meer aanduidings. Nou, van die syfers wat ek hierdie week gesien het, normale skeepsverkeer het beteken dat so 15 miljoen vatjies olie per dag deur die straat van Hormuz uitgevoer word. Op die stadium is dit rondom 5 miljoen. Dit was 4 miljoen in Julie het dit begin hoor gaan, hulle reken is nou 5 miljoen. Nou dis nie niks seggend nie, dis 1/3 van wat dit was. En dan saam met dit natuurlik die feit dat die golfstate begin ook alternatiewe kanale van uitvoere ontwikkel. Pypleidings wat gebruik word, ander seeroutes wat ontwikkel word. Maar dit vat tyd om dit alles in plek te kry en daar's skynbaar baie groot investering in nuwe projekte wat byvoorbeeld olie en gas na buite die straat van Hormuz stuur vir verskeping. Nou oor tyd gaan dit die straat waarskynlik minder relevant maak en ek dink dis miskien die punt wat 'n mens dan bykom. Iran probeer maksimum druk uitoefen deur sy beheer en sy pogings om permanente beheer oor die straat te kry, maar in die proses is hy eintlik besig om die belang van die straat dalk te ondermyn. En as 'n mens ver vorentoe begin kyk, sit Iran dalk op die eind met 'n ding wat hy beheer wat vir hom 'n las is en nie 'n bate nie. So baie interessant hoe die kort na langtermyn hier kan verander. Ons gaan moet sien hoe dit gebeur. Die ander risiko wat Iran mee sit is dat hy maak foute, hy oordoen dinge, hy neem riskante besluite en optrede wat nie die resultate bring nie, maar trouens meer negatiewe het. So 'n mens gaan moet kyk, die Iranese leierskap is definitief onder druk. Hulle skep die indruk van baie sterk en ten volle in beheer wees. Tot watter mate dit volhoubaar is, dink ek, is die vraag wat 'n mens na gaan moet kyk oor tyd. Maar dat daar op die stadium nie veel beweging is nie, in terme van ons maak oorlog of ons maak vrede, dis so tussenfase. Ons is tussen hierdie twee. Nou belangrik, hierdie week het die 60 dae skiet stilstandsooreenkoms tot 'n einde gekom. En die oorspronklike ooreenkoms het gesê dit kan verleng word indien verdere onderhandelinge nodig is en daar's ooreenstemming. Die twee partye praat nie eers daaroor nie. So tegnies is hulle nou weer terug in 'n staat van oorlog, maar daar is nie 'n oorlog nie. En dit wat Iran gedoen het, die missiele wat hulle vuur, is dit 'n tipe van 'n toets die waters? Of is dit 'n kwessie van ons bevestig net, ons weet hierdie termyn is hierdie ooreenkoms het nou tot 'n einde gekom? Of is dit 'n kwessie van onbeheersde optrede en ons kyk wat gebeur of waar iets van gaan kom? Dis moeilik om op die stadium spesifiek te bepaal wat aangaan. Laaste opmerking miskien net, wat Iran baie op staat maak nou is invoere deur sy noordelike grensgebied, die Kaspiese See, en dan sy oostelike grense met Pakistan. Nou dit gaan interessant wees om te sien of daar druk gaan kom op daai grense vir toevoer, as daar sekondêre sanksies toegepas word. En dan miskien die ander punt, daar word al hoe meer aandag gegee aan Rusland se ondersteuning van Iran, die lewering van sekere tegnologie, die lewering van sekere intelligensie, satellietintelligensie byvoorbeeld.
wat vir Iran belangrik is. En sover het president Trump nie daarop gereageer nie. Maar daar is in die VSA al hoe meer mense wat begin sê, maar Rusland is besig om ons te ondermyn en is besig met direkte vyandige optrede teen die VSA. So interessant om te kyk hoe dit gaan uitspeel. Roland, ons sien dat Zelensky in Oekraïne ook dan nogal onder druk kom. Daar's 'n bietjie verdeeldheid in Oekraïne wat jy vir my genoem het. Ja, as jy 'n bietjie vir ons daar meer kan vertel. Ja, ek dink daar's twee dimensies. Die een is Oekraïne is onder druk. Zelensky is onder druk as leier oor besluite wat hy neem, maar ook al hoe meer sy styl as leier, waar hy baie hoë vlakke van aansien het buite Oekraïne en hoë legitimiteit binne Oekraïne gehad het, lyk dit asof dit onder druk kom. Dit hou verband met Oekraïne se geskiedenis van korrupsie en die bestuur en hantering van korrupsie. Zelensky word nie geassosieer of gesien as 'n korrupte leier nie, maar baie van die mense om hom is korrup. En dis 'n ou probleem in Oekraïne. En wat Zelensky doen is, as die druk te groot raak, dan skuif hy hierdie mense uit. Of as hy sien hulle word vir hom 'n bedreiging, en dis miskien die belangrike punt. Al hoe meer begin hy optree teen nuwe sterk leiers. Hy het die vorige hoof van die gewapende magte het hy die ambassadeur in Brittanje gemaak, want die persoon is al hoe meer gesien, die generaal, as 'n alternatiewe president. Hy het nou weer dieselfde gedoen. Konflik binne die gewapende magte tussen die hoof van die leer en van die weermag en die minister van verdediging, Jongman Fedorov, en toe dank hy die minister af. En toe is daar groot opstande. Die publiek letterlik is in die strate. Hulle kan nie gaan stem nie, want daar's krygswet, verkiesings is opgeskort, gaan baie moeilik wees om 'n verkiesing te hou, maar die mense betoog. En toe het hy naderhand ook die hoof van die gewapende magte afgedank, wat 'n baie tradisionele amper Russiese tipe styl van bevelvoer en oorlogvoer gehad het. En hy het 'n nuwe, baie meer moderne, denkende generaal aangestel, maar hy weier om die minister weer aan te stel. So hy het nou al, hy's nou by waarnemende persoon, nou het hy 'n nuwe naam voorgelê, maar dit moes nou deur die parlement goedgekeur word. Ek dink dit is al gedoen nie, dit moet nou binnekort gebeur. En die minister wat afgedank is, weier om enige ander pos te aanvaar. Hy sê hy is of die minister van verdediging, of hy's buite die regering. Nou, Fedorov het eergister 9 minuut lange video vrygestel, waar hy Zelensky kritiseer en waar hy sê Zelensky moet 'n verkiesing uitroep, want hy het nie 'n mandaat om te doen wat hy doen nie. Nou, dit het geweldig baie aandag getrek en dit plaas nog meer druk op Zelensky. Prakties kan hy waarskynlik nie nou 'n verkiesing uitroep nie, want hoe hou jy 'n verkiesing wanneer hy in so 'n omvangryke oorlog is? Maar dit plaas baie druk en dit laat baie vrae ontstaan en dit plaas die aandag terug op Zelensky se styl as politieke leier binne Oekraïne. So kom op 'n slegte tyd, want die oorlog, Oekraïne bly onder druk. Ons moet nie die fout maak om te dink dit gaan goed met Oekraïne nie. Die Russiese aanvalle is meedoenloos. Hommeltuie, missiele, ballistiese missiele wat afgevuur word, geweldige skade wat aangerig word binne Oekraïne en natuurlik burgerlike teikens en burgerlikes wat die meeste daaronder ly. Aan die ander kant gaan dit goed met die oorlog, beter as in 'n lang tyd, en dis tot 'n baie groot mate toe te skryf aan die invloed van Fedorov en die verandering in denke en benadering tot die oorlog in die ministerie van verdediging. Ons sien dat Oekraïne se kwaliteit van wapentuig, veral hulle onbemande tye, hulle hommeltuie, het baie toegeneem. Hulle kan baie akkuraat en oor baie groot afstande kan hulle teikens binne Rusland aanval. Omtrent die hele streek in Rusland aan die weste kant van die Uralgebergtes is omtrent oral nou al geteiken. En dit is infrastruktuur wat verband hou met die oorlog en energiebronne. Natuurlik het dit nou al gelei tot brandstoftekorte in Rusland en nou het jy hierdie aanvalle op infrastruktuur en groot verspreidingssentra wat baie druk op die Russe plaas. Dit plaas ook ekonomiese druk. So dit gaan in daai sin met Oekraïne beter. Hulle plaas al hoe meer druk op Putin en op Rusland, maar binnelands lyk dit of daar al hoe meer verdeeldheid begin na vore kom en dit maak dit moeilik vir Zelensky.
Of dit die oorlogspoging gaan ondermyn, sal 'n mens moet sien. Maar dit wys vir 'n mens dat hoe langer hierdie oorlog duur, hoe groter word die druk en hoe groter word die druk binne Oekraïne ook. Dis nie net 'n buitelandse bedreiging wat 'n mens na kyk nie, maar ook binnelandse onstabiliteit. Maar dit lyk asof nie een van hierdie twee oorloë binnekort eintlik tot 'n einde gaan kom nie. Dit lyk asof dit maar net so aangaan. Niemand het regtig 'n oplossing vir hierdie tipe goed nie. Ek dink die Oekraïne-Rusland situasie is dood eenvoudig leiers wat albei dink hulle kan die beste bereik deur voort te gaan met die oorlog. Nou Oekraïne het nie 'n keuse nie. Solank as wat Putin hulle aanval, moet hulle in hierdie oorlog bly en moet hulle die Russiese aanslag probeer keer en verstadig. En dis wat hulle reg kry. Wat hulle die afgelope maande begin doen het, is om so 'n bietjie die momentum te swaai en baie meer druk buite Oekraïne op Rusland te plaas. Nou daar is ontleeders wat sê as hulle kan volhou daarmee, gaan hulle Putin dwing om na die onderhandelingstafel te kom. En dit is wat Zelensky wil hê. Hy kan nie Rusland verslaan in hierdie oorlog nie. Maar as hy dit vir die Russe duur genoeg maak, dan gaan Putin moet kom met 'n onderhandelde skikking. Nou, hoe vinnig dit kan gebeur en hoe realisties dit is moeilik om op die stadium te sê. Maar dit is deel van die moontlikhede wat na gekyk word. Roland, dit klink so as jy praat van korrupsie binne 'n regering, asof jy van ons plaaslike situasie ook baie gesels met die amptenare binne en wat ons al baie oor gepraat het, wat ook 'n groot mate van korrupsie reeds geburger is amper in die hele stelsel. Ja, soos dalk so vinnig net kan kyk na wat is die nuutste nuus rondom die plaaslike verkiesing, waantoe hoe die partye hulle self posisioneer soos ons nou net die einde van die jaar toe gaan. Goed, ons is nou in verkiesingsmodus. Ons het laas gepraat oor die verkiesing is nou geproklameer. En wat ons sien is partye wat nou, meeste het hulle manifeste bekend gestel. Nou begin partye optree op 'n manier wat lyk na 'n verkiesingsveldtog. Die ANC gaan hulle verkiesingsmanifest die komende naweek vrystel, maar hulle het baie probleme. Daar's geweldige verdeeldheid. Ons sien in Ekurhuleni die gevegte wat daar is tussen faksies oor wie neem watter besluite. Ons sien in die groot deel van die ANC se omgewing, onder andere in die Vrystaat en die Oos-Kaap, Gauteng, is daar konflik oor kandidate en die seleksie van kandidate. En dan natuurlik die ander uitdaging vir die ANC is om nuwe burgemeesterskandidaate te kry om die te vervang wat tot dusver klaaglik misluk het. Nou dit lyk asof dit 'n baie moeilike proses is. Die mense wat beskikbaar is nie noodwendig die wat jy daar wil hê nie. Want of hulle is deel van die netwerke wat die korrupsie en die swak regering tot gevolg gehad het, of hulle stel eenvoudig nie belang nie. En soos gaan moet sien wat is op jou en die lys van kandidate. En is dit werklik 'n skoonmaakproses met nuwe kandidate soos wat die ANC die indruk geskep het hulle gaan doen? DA is in verkiesingsmodus. Hulle is nou al verby burgemeesterskandidate. Hulle kondig reg deur die land hulle wyks en proporsionele raadslede of kandidate aan en is besig met die uitrol van hulle verkiesingsmanifest in kleiner konteks op plaaslike vlak. So baie sterk klem lyk dit vir my van die DA op plaaslike vlak. En so sien ons van die ander partye ook besig is om in daai rol te speel. Baie spanning binne koalisies wat begin ontwikkel. As ons kyk na Tshwane, spanning tussen Action Suid-Afrika, die ANC en die EFF. Moeilik om te sien waar in hierdie koalisie gaan tot en met die verkiesing. En onder baie druk as gevolg van besluite wat hulle neem en optrede. Maar so sien ons ook op ander plekke. En hierdie verkiesing gaan waarskynlik groot veranderinge moontlik inbring in terme van wat ons gewoond is. Maar nou wil ek dit kwalifiseer. Groot veranderinge in terme van stemverskuiwings, maar nie noodwendig groot veranderinge in terme van hoe regering op die ou end lyk nie. Dit lyk asof die twee groot partye gaan die ANC en die DA wees. Op sommige plekke gaan die DA die grootste party wees, op ander plekke gaan die ANC die grootste party wees. Vraag is, wat word van 'n party soos die EFF? Wat word van 'n party soos MK? Wat word van Action Suid-Afrika? En so kan ons aangaan, Vryheidsfront Plus, en dan 'n magdom skynbaar van ander rolspelers, partye en individue wat dalk kan deelneem.
Die onafhanklike verkiesingskommissie praat van oor die 100,000 kandidate wat in hierdie verkiesing gaan as kandidate betrokke wees. Nou dit is 'n groot klomp mense. Dit beteken is 'n baie groot verkiesing en hierdie gaan 'n uitdagende verkiesing wees in terme van die omvang, maar ook die uitdagings. En miskien net iets wat ons nog nie baie oor gepraat het nie. Die grootte van die verkiesing, maar die konteks van die verkiesing. Toenemende verdeeldheid in Suid-Afrika, ANC onder geweldige druk en fragmentering wat ons daar sien, maar ook fragmentering in die politiek. Die DA kom ook al hoe meer onder druk en daar word al hoe meer vrae gevra oor die DA se benadering en styl en baie mense begin sê maar die DA is nie wat hulle voorgee om te wees nie. Ons kyk na die nou hierdie is nie 'n veroordeling nie, maar ons kyk na die konteks van John Steenhuisen se optrede. Ons kyk na wat gebeur nou rondom Dr. Burke, die finansiële hoof van die DA en die kontroversie waarin hy vasgevang is. En so sien 'n mens hierdie goed al hoe meer uitspeel en dit laat vrae ontstaan, dit skep onsekerheid en dit ontnigter kiesers. Kiesers voel maar al die partye lyk dieselfde, al die partye tree dieselfde op. En dan kom die belangrike vraag, hoeveel mense gaan in hierdie verkiesing deelneem en stem? En dit is deurslaggewend. As jy onder 'n sekere vlak gaan, dan kry jy heeltemal 'n skeefgetrekte verdeling en verspreiding van stemme en dan het jy probleme met legitimiteit. Dit gaan waarskynlik nie die historiese hoë vlakke van deelname wees nie, maar die vraag is, gaan dit hier in die middel 50s wees, of gaan dit minder as dit wees? Of gaan hierdie probleme wat ons sien, dit dalk so 'n bietjie hoër maak? Moeilik om te sê op die stadium, maar dit gaan 'n deurslaggewende effek hê. Ander belangrike punt is die rol van, kom ons noem dit breedweg sosiale media. Elektroniese bronne, wat nie beheer word nie, wat nie amptelike bronne is nie, wat ons weet baie invloedryk kan wees, en waarskynlik in hierdie verkiesing baie probleme gaan skep en invloedryk gaan wees. Die verkiesingskommissie praat daarvan op 'n hypermakro vlak, op 'n hyperlokale vlak. Met ander woorde, letterlik in 'n stemdistrik, in 'n kiesafdeling, gaan jy stories kry, onwaarhede kry, ja of nie, selfoon tot selfoon. Oordrag van valse goed en dit kan 'n groot invloed in daai konteks hê. Die probleem wat jy mee sit is dis baie moeilik om te beheer. Jy gaan gemeenskapsbetrokkenheid en bestuur amper wil ek sê, bestuur in die sin van wees ingelig, rapporteer die goed, reageer op dit, moenie dit net los nie, want dit kan baie probleme skep. So daar's tegnologiese en tegniese uitdagings omdat hierdie verkiesing so groot gaan wees en omdat die verkiesing in 'n tyd van groot onsekerheid afspeel. En afspeel teen die agtergrond van ongelooflike swak regering die afgelope 15 jaar veral en veral op plaaslike vlak. So daar's baie faktore wat inspel op hierdie verkiesing wat die uitslag geweldig belangrik maak, maar wat uitdagings bied in hoe ons by daai uitslag gaan uitkom. Roland, dink jy nie kiesers gaan toenemend vir 'n persoon amper in sy loop, veral hierdie verkiesing in sy plaaslike streek gaan laat hy eerder gekoppel word aan die persoon, jy weet daai persoon kom van daar af, hy gaan die werk vir hom doen, in plaas van ek stem nou vir die ANC, die EFF of die wat ook al, ek stem vir 'n persoon nie. Kyk, op plaaslike regering is dit die moontlikheid, want jy het 'n gesig op 'n plakkaat of 'n naam op 'n kieslys vir wie jy stem. Maar onthou jy 2 stemme. In stedelike gebiede het jy 'n wijkraadslid en 'n proporsionele stem. Nou die interessante is, jy kan natuurlik daai stem verskillend gebruik. Jy kan vir persoon A stem wat in party A is, of jy kan vir persoon A stem maar vir party B op jou proporsionele lys. Nou ons het nog nie baie van daai hulle noem dit strategiese stemming, baie van dit gesien in Suid-Afrika nie, maar dit kan gebeur. In buitestedelike gebiede het jy natuurlik 3 stemme. Want jy stem vir jou raadslid, jy stem vir 'n proporsionele lid en jy het 'n distrikstem vir die distriksmunisipaliteit. Nou dis die tipe goed wat as dit reg gebruik word, kan dit baie kragtige instrumente word. Maar ons sien dit nie gebeur nie. Ek dink die vlakke van sofistikasie en kiesersopleiding om dit moontlik te maak, is nie noodwendig daar nie. Wat ons kry is een van 2 goed. Ons stem vir 'n party en 'n kandidaat en ons stem nie.
Dit is wat ons dusver in Suid-Afrika sien. En nou is dit die beste opsie, dit is debatteerbaar. Ja. Ja, want as mens amper vir hulle sê, hoor, die stem, maak nie saak wat die party is, jy stem vir die persoon wie vir jou die werk sal kan doen. Of, en baie belangrik, gaan kyk na wat is die geskiedenis van dienslewering. En nie die beloftes van dienslewering. Ek meen, as ons na die ANC luister nou, en ek noem hulle met opset, dan vertel die ANC vir ons, hierdie verkiesing is die een waar hulle nou alles gaan regkry. Van nou af vorentoe gaan hulle hierdie land omskep in die land van melk en honing. Maar wat hulle oor stil bly is, hoekom het ons gekom waar ons is? As gevolg van ANC-politiek, ANC binnepolitiek en ANC elitepolitiek. Grootliks. En kiesers moet na hierdie dimensies begin kyk en sê, wat is die kans dat dit wat party A of B of C my aanbied, realisties is en gaan gebeur? Roland, ons is nou so 'n bietjie uit tyd uit, maar ek wil volgende week kan ons 'n bietjie verder oor die Mdlanga kommissie, al daai tipe goed ook dan verder gesels. Ek dink daar's 'n paar goed wat vir ons korrupsie uitwys en al daai tipe goed wat ook belangrik is om oor te gesels. Maar vir nou wil ek eers vir jou baie dankie sê en dan gesels ons weer volgende week. Dankie Johnny, lekker gewees om te gesels.